Hallo. Dit is lekker om elkeen van julle vanaand weer te sien. Dit is my so lekker om vanaand hier te wees. Ek weet dit klink dalk vir jou 'n vreemde ding om te sê. Tommy, jy's elke Sondag aand hier. Ja, dit is waar. Maar ek het volgens die voorreg gehad om so 'n bietjie te kuier by 'n ander gemeente, een van die gemeentes wat saam met ons in 'n netwerk betrokke is, in die ICN netwerk. Daar by Ritmea gemeente in die Wesrand, baie lekker gewees, maar julle, ek was net daar in die Wesrand. Julle het al gehoor wat hulle sê, Oos, Wes. Dankie. Okay, dankie. Dit is so lekker om tuis te wees, dit is so lekker om saam met elkeen van julle te wees en ek is regtig opgewonde oor vanaand se boodskap en ons gaan voort met 'n reeks wat ons so 2 weke gelede afgeskop het. Ek het probleme. En as jy dalk soos Jonah genoem het, miskien vanaand vir die eerste keer hier by ons kuier en jy die vorige paar dienste of weke gemis, jy's welkom dit te gaan inhaal. Jy kan op die YouTube gaan en dit ook gaan kyk. Maar basically net 'n baie vinnige recap. Ons het 2 weke gelede met hierdie reeks afgeskop en begin deur 'n baie eenvoudige feit in die lewe net op die tafel te sit. Ek is 'n mens, jy's 'n mens, ons almal is mense en mense het wat? Mense het probleme. Elkeen van ons het probleme, verskillende tipes probleme. Ons het 2 weke gelede toe ons die reeks afgeskop het begin deur so 'n bietjie vreemd of kreatief te praat oor Timo probleme. Baie van ons soek op verskeie plekke in die lewe na iets wat ek baie goedkoop kan kry en dalk gaan dit vir my baie vervulling gee of hopelik my lewe verander op 'n baie positiewe manier. En verlede week het Jonah met ons gesels oor trust issues. Vertroue is nie altyd maklik nie. Ons het baie keer 'n probleem met dit, maar soos ons nou eintlik maar nog elke week sê, die een konstant of die een feit wat ons op kan saamstem, is as jy 'n mens is, dan kan jy relate met die idee van probleme. Ons almal het dit, ons almal kry dit. Dis amper soos daai grappie oor die koningin van Engeland wat ek nou nie gaan maak nie. En dis nie omdat daar nou net eintlik 'n koning is nie. Dis eintlik heeltemal besides the point, maar ons almal het probleme en waar ek vanaand wil begin, nadat ek dit al klaar geroon het, is ek wil vanaand eintlik begin deur hierdie scenario vir jou te skets of dalk net moontlik hierdie prentjie te skets dat jy iets kan sien of beleef of identifiseer in jou lewe dalk op dit. Wanneer jy nou 'n probleem het en wanneer jy 'n uitdaging het, hoe hanteer jy dit oor die algemeen? Ek weet nie wat se probleme dalk moontlik is wat jy dink, okay, as ek 'n probleem het met hierdie, moenie worry nie, ek weet wie ek kan bel. Hier is die persoon met wie ek kan praat as ek karprobleme het. Dalk het jy iemand as die probleme het met die kar, dan is dit die ou wat ek kan bel. As jy probleme het dalk moontlik finansiëel, hier is die ou wat ek kan bel. Ek weet nie, ma of pa of my bankier. Dis 'n persoon wat ek gaan bel wat my miskien dalk kan uitsorteer. As jy dalk moontlik probleme het op 'n fisiese plek of fisiese gesondheid en jy weet nie noodwendig of alles reg is en nog wel is met jou gestel nie, dalk weet jy okay, maar ek gaan die dokter bel of dalk besef jy dis net tyd om 'n personal trainer te bel want ek moet dalk net begin oefen en dit gaan dalk die probleem ook vir my oplos. Ons het verskillende mense wat ons wil kontak of met wie ons wil gesels of wie ons wil bel wanneer daar probleme is wat opduik in ons lewe. En ek wonder of jy al raak gesien in jou lewe wanneer jy dalk in 'n uitdagende tyd is of deur probleme gaan, hoe daar ander mense is wat ook deur probleme gaan en uitdagings beleef, maar dit is asof dit hulle nie so erg tref nie. Asof dit nie so groot, so big deal is vir hulle nie. Dis amper half, ek wil sê, daar's hierdie probleem wat jy jouself in vind, en dan kyk jy na ander mense se lewens en dalk selfs meer as wat ek nou gedeel het, dan voel dit of die ander persoon wat dalk in jou opinie nie so impressive soos jy is nie, maar die probleem tref hulle nie op dieselfde manier nie. Dis amper asof mense sukses bereik of in spasies kom waar jy dink, maar hoe het hulle daar uitgekom? Hulle verdien glad nie om daar te wees of om hierdie maklike pad te hê of om hierdie uitdagings te moet vryspring nie. Ek en Christina, my vrou, ons het hierdie week so 'n paar interessante gesprekke gehad. Ek kan nie noodwendig vanaand nou oor alles uitbrei nie, maar ons het 'n paar keer vir mekaar in hierdie week die volgende woorde gesê op die skerm. Dalk het jy dit al gesien. Dit gaan nie oor wie jy is nie. Dit gaan oor wie jy ken. Het jy dit al raak gesien in jou lewe? Ja, jy het 'n probleem en dan, okay, dit is 'n probleem. Ek kan dalk hierdie probleem hanteer nie, maar ek weet wie ek kan bel en ek ken daai persoon, hulle ken my. Hulle gaan my uitsorteer en so ook as jy dan kyk na ander mense, dan dink jy, ja, hulle is nie so impressive nie, maar hulle ken net die regte mense. Hulle het net die regte connections. Hulle het die regte persone leer ken op 'n manier en nou het dit vir hulle hierdie geleentheid gegee waar hulle hierdie dinge kan bereik of hierdie oop deure kan hê in hulle lewe. Dit gaan nie oor wie jy is altyd nie, baie keer gaan dit oor wie jy ken. Maar hier is die probleem wat ons vanaand op gaan induik spesifiek rondom hierdie. Het jy al raak gesien? Die mense in jou lewe, die mense wie jy ken, en hier is die probleem wat met hierdie gepaard gaan, is dikwels die mense in jou lewe met wie jy jouself die meeste vergelyk. Dis die persone na wie jy kyk en dan kyk na hulle lewe en dan na jou en dan speel ons hierdie vergelyking game.
dis nie noodwendig altyd mense wat jy glad nie ken of nie meer 'n pad stap nie. Ja, ons almal kyk baie keer op social media 'n bietjie na 'n persoon wat jy dalk nie ken nie in hulle lewe, maar wanneer dit regtig kom by die hart van vergelyk, is hierdie dikwels die mense met wie ons op pad stap. Die mense wie ons ken en die mense wat ons ook ken en ons vergelyk baie keer ons omstandighede en ons lewens so met hulle. En ek wil vanaand so 'n bietjie net terugvat na die jare 50 toe. Leon Festinger, hy het hierdie studie gedoen in 1954, die Social Comparison Theory. Ek het dit min of meer reg gesê. My Engels is nie perfek nie, maar ek het hom reg genoeg gesê. Hy het hierdie studie gedoen om net te vergelyk en bietjie te kyk na mense wat hierdie game speel, hulle self vergelyk met ander mense en hy het geïdentifiseer, is baie voor die hand liggend, hier is nie noodwendig baanbreker nuus of werk vir enige van ons vandag waarskynlik nie, maar ons leef amper 80 jaar na hierdie studie oorspronklik gedoen is en hy het eintlik net gesê, daar's twee tipes vergelyking dikwels wat mense beleef of ervaar in hulle lewe, opwaartse vergelyking en afwaartse vergelyking. En dit is net so eenvoudig soos wat dit klink. Opwaartse vergelyking is jy vergelyk jouself met iemand wat, soos ons baie keer dit algemeen sê, iemand wat so klein bietjie meer as jy het. Hulle is ryk slim mooi maar vinnig suksesvol of mense wat meer as jy het. Ons vergelyk onsself met hulle, ons kyk na hulle lewens, ons kyk na hulle omstandighede, ons kyk na wat hulle bereik en ons dink dis 'n opwaartse vergelyking met hulle is bo ons. Hulle is meer suksesvol as ons en hier is die effek wat hierdie vergelyking het natuurlik op jou lewe. Dit kan een van twee dinge wees. Dit kan jou inspireer en jy kan gemotiveer wees. Jy wil ook daar uitkom. Maar meeste van die tyd is dit die teenoorgestelde uitwerking. Dit los insecurity by jou. Ek is nie wie hierdie mens is nie. Ek kry nie reg wie wat hierdie persoon reg kry nie. Hulle het meer as ek. Hulle is suksesvoller en dit los my nie noodwendig met inspirasie nie, maar baie keer meer met insecurity. Maar dan natuurlik die teenoorgestelde, die afwaartse vergelyking. En dis logies, jy vergelyk jouself met iemand in jou opinie so 'n bietjie slegter af as jy. Iemand so 'n bietjie, ek wil nou nie sê leliker nie, maar jy's bly, jy's nou nie die mooiste in die wêreld nie, maar dit kon erger wees. Ons gaan nou nie voorbeelde prakties noem vanaand nie. So nee, jy weet, iemand wat jy dink, my lewe is baie keer 'n gemors, maar daarom is dit nie daai persoon se nie. My situasie by die werk, kan beter, maar daai ou, hy het dit hard. Hy het dit taaf. Ek het 'n huwelik, prys die Here, ek het 'n huwelik, maar daai persoon, hulle het 'n huwelik wegkom. Dit is 'n gemors, dit is 'n probleem, dis nie iets wat ek wil najaag nie. En hierdie is die probleem wat met hierdie afwaartse tipe vergelyking plaasvind. Dit los jou met 'n paar dinge, tydelike trots vir 'n klein rukkie. Is jy trots? Is jy bly? Is jy opgewonde? Maar baie meer gevaarlik, dit los jou eintlik met vals selfvertroue. Met 'n vals beeld of opgewondenheid of selfvertroue en die groot probleem met beide van hierdie wat Leon Festinger eintlik uitwys, die probleem met albei tipes vergelyking is nie een van hulle is 'n gesonde manier om 'n identiteit vas te maak of om jou identiteit te bepaal nie. Deur jouself opwaarts te vergelyk met iemand hoër op as jy of beter as jy of deur jouself te vergelyk afwaarts met iemand wat se lewe 'n groter gemors of groter uitdagings het as wat jou net, nie een van daai twee maniere is noodwendig die gesondste of die beste manier om 'n goeie identiteit te kan vestig in jou lewe. En die rede is, die kompetisie gaan net nooit ophou nie. Dis wat die Engelsman altyd sê, there's no win in comparison. Want jy kompeteer dalk met hierdie persoon en baie keer, ons sê nou, okay, there's no win in comparison, baie keer voel dit of dit 'n draw is, want kyk, jou lewe is 'n gemors in daai opsig, myne is 'n gemors in hierdie opsig, maar joune is goed in daai opsig en myne is goed in hierdie opsig, so dis eintlik maar even. Maar die realiteit is, ons kyk nie so na die lewe nie. Ons beleef nog steeds die verlies van waar ons slegter af is as iemand. En ons beleef nog steeds die false confidence, die false selfvertroue, die tydelike trots wat gepaard gaan met om te dink jy's beter as iemand in 'n ander dimensie. Nie een van hulle is gesond of 'n gesonde manier om jou lewe langtermyn te kan leef nie. En wat Leon Festinger gevind het in 1954, toe hy hierdie beskryf het as 'n sielkundige verskynsel, weer eens in sy tyd was dit so 'n bietjie 'n baanbreker werk of gesien as iets wat baie interessant is. Maar ek's mal oor die eenvoudige realiteit. Nog lank voordat Leon Festinger hierdie uitgewys het as 'n min of meer moderne verskynsel in ons lewens vandag. Ek dink hierdie raak meer en meer akkuraat tot 'n mate elke liewe jaar, maar honderde jare, duisende jare voor hy dit beskryf het, sien ons hierdie al raak. Hierdie realiteit in mense se lewens. Inteendeel, in die skrif is daar telke male 'n voorbeeld hoe mense presies hierdie doen. Links en regs kyk na ander persone en die vergelyking game speel
en daar's net nooit werklik 'n wenner in hierdie kompetisie nie. So ons gaan vanaand kyk na een van my gunsteling gedeeltes in die skrif en spesifiek persoonlik vir my is hierdie soos 'n nugget in die Bybel, in die evangelies, in die Nuwe Testament vir my wat my so opgewonde maak. Hierdie is 'n rede, ek gaan dit sommer net sê so wat dit is, wat vir my baie keer absoluut vertroue gee en net 'n bewys gee dat ons die skrif kan vertrou. Dat hierdie nie net sommer stories is wat mense geskryf het om stories te skryf nie, dat dit regte mense is wat 'n ware verhaal of 'n ware rekord neerpen van wat hulle beleef het, wat hulle geglo het en hulle is eerlik oor dinge wat mense dalk nie altyd oor moet eerlik wees nie. En ons gaan kyk vanaand na hierdie gedeelte, die kompetisie tussen Petrus en Johannes, twee volgelinge van Jesus en jy het al hulle name gehoor. Jy weet waarskynlik wel meer oor Petrus en Johannes as wat jy doen oor baie van die ander disippels of volgelinge van Jesus, want dis karakters wat dikwels baie airtime kry by die kerk. Ons praat gereeld oor hulle en dalk is die rede hoekom ons baie oor hulle praat, is nie net omdat hulle indrukwekkende mense was nie, maar omdat hulle volgelinge van Jesus was wat baie relatable is. Ek kan met hulle vereenselwig en jy kan met hulle vereenselwig want hulle het hierdie uitdagings en hierdie verskynsels op 'n daaglikse basis wat amper so komieklik is. 'n Mens kan nie anders as om jouself raak te sien in hoe dit gebeur nie. Hier is hoe hierdie kompetisie lyk. Ek smal oor hierdie gedeelte in Johannes hoofstuk 20. Johannes skryf hierdie self en hierdie is wat gebeur. Johannes het as 'n volgeling van Jesus aan die einde van sy lewe of relatief aan die einde van sy lewe geskryf 'n dokument, die evangelie van Johannes oor Jesus se lewe, wat hy gedoen het, wat hy geleer het, hoe hy volgelinge geroep het, wonderwerke wat hy verrig het, lering oor God se koninkryk en hy skryf hierdie en ek's mal oor hierdie klein nugget ook net aan die einde van Johannes in die laaste hoofstuk 21, jy kan dit gaan lees, dan eindig Johannes met iets soos hierdie is maar net 'n paar van die dinge wat Jesus gesê het en gedoen het. Want om eerlik te wees, as ek alles moes neerpen of alles moes neerskryf wat Jesus gedoen het, dink ek nie daar's genoeg boeke in die hele wye wêreld om alles te kan vasvang nie. Ek is mal oor dit want dit sê vir ons Johannes het gedink oor wat hy skryf. Hy moes besluite maak. Ek gaan sekere dinge insit, ek gaan sekere dinge uitlos. Daar's nie plek vir alles nie. Ek gaan die belangrikste dinge neerskryf. En hierdie gedeelte in Johannes 20 vind plaas net nadat Jesus gekruisig is, nadat hy opgestaan het uit die dood. En sy volgeling kom agter, maar die graf is leeg. Hierdie nuus kom by hulle uit dat Jesus nie meer in die graf is nie. En Johannes skryf oor wat gebeur het vanaf vers 1. Dit sê vroeg die sonnaandoggend, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf aan en merk op dat die klip voor die graf weggerol is. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en die lieveling disipel en sê vir hulle. En hier is iets wat jy moet hoor, jy het hierdie al gehoor waarskynlik, maar wanneer jy lees in die boek van Johannes, lieveling disipel, Johannes skryf oor homself. Hy verwys na homself elke keer waar daar staan lieveling disipel. In 'n Engelse vertaling staan hy bekend as the disciple whom Jesus loved. En Johannes het hierdie oortuiging gehad. Jesus is baie lief vir hom en party teoloë het al uitgewys. Johannes sê nie noodwendig dat hy dink Jesus is liewer vir hom as al die ander disippels nie, maar hy vind sy identiteit en wie hy is in hierdie wete of hierdie geloof dat Jesus lief was vir hom en hy beskryf homself as die lieveling disipel, the disciple whom Jesus loved. En dan skryf hy hierdie oor homself in hierdie gedeelte. Simon Petrus en die lieveling disipel en dit sê, hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel, dis nou Johannes, het uitgekom en na die graf toe gehardloop. Die twee het saam gehardloop. En hoor nou, Johannes wat besluit, wat's belangrik? Wat moet ons sê oor Jesus se lewe en sy opstanding? Ek en Petrus, ons het saam gehardloop, maar wat het gebeur? Die ander disipel Johannes het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf aangekom. Laat die rekord wys, ek en Petrus, ons het gehardloop, ek is vinniger as hy. Petrus is 'n slowpoke, haha loser. Ek het voor jou uitgekom by die leë graf. Is dit nie amazing dat Johannes hierdie verantwoordelikheid het om te moet skryf oor Jesus se lewe, wat hy geleer het, wat hy gedoen het, wat hy vertel het en hy besluit hierdie is belangrike detail. So ons het gehoor die graf is leeg, ek en Petrus ons hol soontoe. Ons het so saam begin. Ek was lank voor hom daar. Petrus was stadig. Ek sê van, "O, kom jy nou eers hier aan? Die graf is al lank al leeg." Het jy, wow. Dis my incredible dat hy net so eerlik is oor iets wat vir hom belangrik is. Ek dink hierdie is nie die enigste voorbeeld nie. Daar's duidelike bewyse van kompetisie. Kom ons noem dit nou in hierdie oomblik dalk gesonde kompetisie onder die disippels baie keer om naby aan Jesus te wees, om hom te beleef op kragtige wyse in hulle lewe. Onder andere Johannes se broer Jakobus, die twee boeties, die seuns van Zebedeus. Hulle het op 'n stadium vir Jesus gevra, maar Here, eendag wanneer U op die troon sit, kan ons weerskante van U sit. Ons wil links en regs aan die kante van die troon sit. Die ander disippels was nie baie happy daarmee nie. Dit is soos, hoekom wil julle daar wees? Ons wil ook naby hom wees. Daar's oor en oor hierdie voorbeelde
dat die disippels begeer het om naby aan Jesus te wees, om by hom te wees, om te groei in hulle verhouding met hom, om geken te word vir hoe naby en hoe effektief en hoe indrukwekkend hulle kan wees met hulle volgelingskap van Jesus. Ek dink op hierdie prentjie van Johannes en Jakobus wat weerskante van Jesus wil sit. Daar's 'n interessante verskynsel in Johannes hoofstuk 13 en weer eens skryf Johannes oor dit, oor voor Jesus se kruisiging, die aand voor hy gekruisig is, deel Jesus hierdie maaltyd met sy volgelinge, met sy disippels, die laaste maaltyd. En dan sê dit die volgende gebeur hier waar hy die ete geniet in vers 21. Nadat Jesus dit gesê het, het hy erg ontsteld geword en openlik verklaar: "Ek verseker julle, een van julle wat hier is, gaan my uitlewer." En hy verwys na Judas, die verraaier, wat Jesus gaan uitlewer. En hy sit aan tafel saam. En dan sê dit vers 22, die disippels het na mekaar gekyk, onseker oor wie hy bedoel. En dan gaan dit voort. Een van Jesus se disippels het langs hom aan tafel gesit, die liefling disipel. En hierdie is wat Johannes weer eens skryf. Ons het saam gesit daai aand en 'n ete geniet. Ek het langs Jesus gesit. Ek was by hom. Dis belangrike inligting vir hom. Simon Petrus knik toe vir hom dat hy moet vra wie dit is van wie Jesus praat. Hy het toe agteroor geleun tot na aan Jesus se bors en vir hom gevra: "Here, wie is dit?" Nou sien net gou hierdie prentjie weer vanaand raak. Johannes skryf oor wat gebeur het in Jesus se lewe en hy maak dit pertinent duidelik hier. Met Jesus se laaste maaltyd voor sy kruisiging sit ons saam met hom en ek sit langs hom. En wat 'n inligting sit Johannes saam met ons daar? Simon, oftewel Petrus, hy knik vir Johannes en sê: "Hoorie, maar Jesus sê iemand gaan hom uitlewer. Vra vir hom, wie is dit? Wie is die een wat dit gaan doen?" En wat insinueer hierdie? Petrus het nie naby aan Jesus gesit nie. Meeste bronne sê vir ons dat Petrus waarskynlik aan die oorkant gesit het of dalk moontlik op die verste punt weg van Jesus en Johannes af, soveel sodat hy nie persoonlik vir Jesus kon vra, maar wie gaan hy uitlewer? En hy moet vir Johannes vra: "Hy gaan hoor gou by hom. Wie is die een wat hom gaan uitlewer?" En Johannes lê nog meer in. Hy beweeg nog nader aan Jesus. Hy leun tot teen aan sy bors en sê: "Here, maar wie is die een wat u gaan uitlewer?" Nou wat baie ongelooflik is van hierdie prentjie, as jy die prentjie sien en dit kan beleef en kan ervaar, is later hierdie aand, na hierdie ete, na hierdie gesprek, na dit alles, en dan natuurlik deel van hierdie gesprek aan tafel, het Jesus ook vir Petrus gesê: "Voor die haan vanaand kraai, gaan jy 3 maal ontken dat jy een van my mense is en dat jy 'n volgeling is en saam met my 'n pad stap." En dan gebeur daar hierdie verskriklike ding, 'n laagtepunt in Petrus se lewe persoonlik waar hy 3 maal ontken dat hy Jesus geken het of dat hy lief was vir hom en saam met hom op pad gestap het. En dan skiep ons nou so 'n bietjie vorentoe, maar die kruisiging vind plaas. Jesus staan op uit die dood uit. En dan nadat Jesus opgestaan het, nadat hulle opgemerk het die graf is leeg, is daar hierdie gedeelte in Johannes 21 waar Jesus vir Petrus 'n paar vrae vra. Inteendeel, hy vra eintlik hierdie vraag 3 keer vir hom: "Petrus, het jy my lief?" En meeste mense stem saam dat die rede hoekom Jesus 3 keer vir Petrus gevra het: "Het jy my lief?" is dalk moontlik om vir Petrus 'n geleentheid te kon gee vir elke keer wat Jesus ontken het, vir hom verloon het, om te herstel en om te sê: "Ja, ek het u lief. Ek het dalk aangejaag, maar ek wil groei en ek wil verbeter." Daar's 'n paar ander interpretasies en ander idees rondom hierdie, maar ek dink net so baie in my eie lewe aan hierdie vraag. As Jesus vanaand hier moes staan fisies en so by elkeen van ons omgaan en hy moet vir jou vra op jou naam. Hy moet kom staan hier voor my vanaand en vra: "Tommy, het jy my lief?" Wat is jou reaksie op dit as Jesus dit vir jou vra? Vir my is dit so 'n bietjie 'n konfronterende vraag. En dit klink dalk snaaks vir jou as ek sê dis 'n konfronterende vraag, maar ek wonder of in 'n oomblik soos dit, as Jesus vir jou direk vra van aangesig tot aangesig: "Het jy my lief?" of jy eintlik daarop kan fokus of net daaraan kan dink en of 'n mens se kop nie dalk tot 'n mate van self net gaan na hoeveel keer jy al in jou lewe aangejaag het, gevoel het of jy nie noodwendig waardig is nie, of jy nie eintlik enigsins naby aan Jesus kan staan of jy ver weg van hom af is. Ek weet nie of dit dalk deel van die rede is hoekom die 3de maal wat Jesus vir Petrus vra, want hy vra 3 keer vir hom: "Petrus, het jy my lief?" Die 3de keer begin Petrus huil. Elke keer antwoord hy: "Here, u weet alles. U weet alles, u weet dat ek u liefhet." Maar hy begin huil want ek dink dis 'n konfronterende vraag as Jesus jou vra: "Het jy my lief?" en jy sê: "Ja, ek het u lief." En hy vra weer: "Maar het jy my lief?" En dit forceer jou om te dink oor wie jy is, wat jy dalk al gedoen het en hoe naby jy werklik aan hom is. Maar wat dan gebeur is een van die skerrieste goed wat ek dink ooit met enige persoon kan gebeur, is Jesus
voorspel dan direk na hierdie 3 vrae aan Petrus tot en met sy toekoms. En hy sê vir hom wat gaan gebeur met hom in sy lewe. Dit gaan voort vanaf vers 18. Hy sê vir Petrus, ek verseker jou, toe jy nog jonger was, het jy self jou klere vasgegordel en het jy rondgegaan waar jy ook al wou. Wanneer jy egter oud is, sal jy jou hande uitstrek en iemand anders sal jou klere vasgordel en jou bring waar jy nie graag sal wil wees nie. Dit het Jesus gesê om te sinspeel op die soort dood waarmee Petrus God sou verheerlik. So kry gou hierdie prentjie. Wat hier gebeur is, Jesus het vir Petrus 3 keer gevra, het jy my lief? Petrus het geantwoord, ja, jy weet alles, jy weet ek het u lief, en hy is emosioneel rondom hierdie. En dan gebeur die volgende. Jesus sê vir Petrus, hy sinspeel, jy gaan doodgemaak word vir jou geloof in my. Jy gaan sterf, dit gaan jou lewe kos, jou liefde vir my, die feit dat jy 'n pad saam met my stap. En dan sê hy vir hom die volgende, nadat hy vir hom sê, Petrus, hierdie gaan jou alles kos, jou hele lewe, maar hier is wat ek wil hê jy moet doen, volg my as my disipel. Volg my as my disipel, selfs al kos dit jou absoluut alles. Dit is nogal 'n moeilike ding om te hoor en te verstaan, dat jou volgelingskap om 'n pad saam met Jesus te stap, nie net moeilik gaan wees nie, maar dat jou alles gaan kos, selfs jou lewe. En die soort dood waarmee Petrus God sou verheerlik, volgens meeste bronne is Petrus onderste bo gekruisig. Hy het volgens verskeie bronne nie homself waardig genoeg geag om regop gekruisig te word soos Jesus nie. Hy wou onderste bo gekruisig gewees het. En is net hierdie idee dat sy hele lewe, al was hy nie op hierdie stadium dalk alles wat hy moes wees nie, of so naby aan Jesus soos hy moes wees nie, het hy 'n pad gestap wat hom absoluut alles gekos het. En Jesus sê vir hom, Petrus, dit gaan jou alles kos, maar volg my as my disipel. Maar kyk wat gebeur dan hierso. Toe Petrus omdraai, sien hy dat wat? Wie? Alweer Johannes op die sien, die lieveling disipel Jesus volg. En dit is hy wat by die Paasete tot baie na aan Jesus se bors oorgeleun en gevra het, Here, wie is die een wat u gaan uitlewer? Nou, ek weet nie hoe hierdie vir Petrus moet wees nie. Sy hele lewe het uitmekaar uitgeval, net 'n paar oomblikke voor hierdie. 'n Kort rukkie voor hierdie waar hy ontken het dat hy vir Jesus ken en 'n volgeling van hom is en saam met hom 'n pad stap en dan roep Jesus hom terug in. Petrus, gaan doen hierdie vir my, gaan versorg my skape, gaan wees 'n herder vir my lammers en ek weet jy groei nog in jou liefde vir my, maar ek vra vir jou Petrus, volg jy my as my disipel? En Petrus voel dalk vir 'n oomblik, dis reg, dis wat ek gaan doen, dis waar ek my roeping en my identiteit vind, ek fokus op Jesus en ek volg hom. En die eerste ding wat hy sien, nadat Jesus vir hom sê, Petrus, volg my as my disipel, Johannes kry dit reg. Johannes doen hierdie. Die een wat altyd naby aan Jesus is, die een wat fisies letterlik voor die kruisiging teen aan sy bors gelê het, die een wat glo hy is die liefling disipel, dis die ou wat Jesus volg. En ek weet nie of jy al gevoel het in jou lewe, of dit wat jy die graagste wil bereik, dit wat jy wil regkry, dit wat in jou hart leef, behoeftes wat jy het, en 'n area van jou lewe wat jy iets wil aanpak om dalk waardig te voel, of om value te voel, jy kry dit net nie reg nie, maar almal anders kry dit reg. Daar's toe deure vir jou in jou lewe, wanneer jy geleenthede wil aanvat, maar ander mense, hulle kry dit net reg, presies dit wat jy wil doen. Die Here roep hulle en nooi hulle, en hulle stap 'n pad saam met hom, wat jy net wens, om ook saam met hom te stap. Hoekom kom dit so maklik vir hulle? Hoekom is dit so uitdagend vir my? Dit is vir my so hartseer. Direk nadat Jesus Petrus se roeping herstel en vir hom sê, Petrus, ek wil jou gebruik. Ek wil jou nooi. Volg jy my? Stap jy 'n pad saam met my? Val Petrus weer terug in die vergelyking game en hy verloor. Iemand anderste volg Jesus beter as wat ek doen. En alles val tot mate weer uitmekaar uit. En ons weet hierdie is waar. Ons weet hierdie is wat Petrus doen, want vers 21 sê vir ons die volgende. Toe Petrus hom sien, vir Johannes sien, vra hy vir Jesus, maar Here, wat van hom? U het nou net vir my gesê, dit gaan my lewe kos om u te volg. Maar Petrus volg my as my disipel, en Johannes, hy volg u ook, maar wat van hom? Wat gaan met hom gebeur? Wat se moeilikheid gaan oor sy pad kom? Hoe hard gaan hy dit kry? Wat se uitdagings gaan hy beleef? Here, dit gaan vir my so moeilik wees. U het gesê, maar wat van hom? Wat gaan gebeur met Johannes? En hoor hoe antwoord Jesus hom. Jesus reageer daarop, as ek wil hê dat hy moet bly leef totdat ek terugkeer, wat het dit met jou te doen? Volg jy my? Ek weet nie of daar harder woorde in die Nuwe Testament is, in die konteks van hierdie gevoel en die emosie in hierdie gesprek,
As ek wat my hart dalk moontlik soos 'n Petrus met die Here deel, Here, maar wat van hulle? Wat van al hierdie ander mense? En God wat dalk moontlik net vir jou antwoord en reageer, wat het dit met jou te doen? Hoekom fokus jy op dit? Hoekom gee jy om oor dit? Hoekom kyk jy na ander mense? Hoekom kyk jy na hulle lewens? Hoekom probeer jy vergelyk jou omstandighede en jou situasie met hulle? Julle is nie dieselfde nie. Ek vra vir jou, volg jy my? Dis die uitnodiging. Dit is nie maklik nie, maar dis die uitnodiging. Jy sien, ek glo as jy net fokus op ander mense, kan jy nie Jesus volg soos hy van jou vra om hom te volg nie. Of dalk anders te gestel, as jy dink prakties aan dit, hoe dit lyk, hoe dit funksioneer in jou lewe hier, jy kan nie, dit is onmoontlik vir jou om te ontdek wie jy is as jy altyd kyk na ander mense se lewens. En wanneer kyk ons na ander mense? Ons kyk dikwels na ander mense wanneer ons nog nie weet wie ons self is nie. As jy onseker is oor jou identiteit, as jy onseker is oor jou roeping om 'n groot woord te gebruik, as jy onseker is oor God se belangstelling in jou lewe, wat's die maklikste ding vir ons om te doen? Ons kyk na ander mense, ons kyk na hulle omstandighede, ons kyk na hulle lewens en ons probeer op 'n manier net so bietjie van iets vir onsself vind in ander mense se lewens. En dis nie wat Jesus van ons vra of ons roep om te doen nie. As jy net fokus op wat God met ander doen, gaan jy mis wat hy met jou wil doen. En dalk het jy nodig om vanaand hierdie te hoor. Jy wat al geval het. Jy wat al gevoel het jy is nie naby genoeg aan die Here nie. Jy kan nie by hom uitkom nie. Daar's altyd iemand beter as jy, nader as jy. Daar's iemand wat dit beter reg kry as jy. Jy het nodig om vanaand hierdie te hoor. God stel belang in jou lewe ook. Hy's lief vir jou ook. Hy het 'n plan met jou lewe ook, maar jy gaan daai plan nie ontdek as jy altyd kyk na ander mense se lewens. En die plan wat hy vir hulle het nie. En die pad wat hy met hulle wil stap wat anders lyk as die een wat hy met jou wil stap nie. Petrus vergelyk homself so maklik met Johannes, maar hy mis hierdie. Dat voordat hierdie plaasgevind het, voor hierdie gesprek, voor hierdie hele geleentheid, nog lank voor die laaste ete en Jesus se kruisiging, was daar 'n kritiese oomblik in Petrus se lewe waar Jesus iets baie pertinent aan hom bevestig het en hy het van dit vergeet in hierdie oomblik. In Matteus 16 is daar hierdie vraag wat Jesus vra oor identiteit, oor wie hy is, oor wat mense sê hy is vir Petrus en ons kan saam na dit kyk. In Matteus 16, toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê: "Wie sê die mense almal daar buite dat ek die seun van die mens is?" En hulle antwoord. Sommige sê Johannes die Doper en sommige Elia en ander sê Jeremia of een van die profete. En hy sê vir hulle: "Maar julle wat saam met my op pad stap en julle wat my volg, wie sê julle is ek?" En Simon Petrus antwoord en sê: "U is die Christus, die seun van die lewende God." Toe antwoord Jesus en sê vir hom: "Salig is jy, Simon Barjona." Salig beteken net gelukkig of geseënd. Daar's hierdie gesag wat aan Petrus gegee word op grond van hierdie openbaring. Salig en gelukkig is jy, Simon, seun van Jona. Dis wat Barjona beteken. En dan sê Jesus hoekom hy salig is, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Nou sien hierdie raak, Jesus het Petrus se naam verander. Toe Jesus hom geroep het om hom te volg, was hy bekend as Simon, 'n algemene Hebreëse naam in hierdie tyd, of 'n Joodse naam. Maar Jesus verander sy naam na Sefas, wat ons ken of wat vertaal word vandag vir ons na Petrus, en dis die Arameese term. Maar wanneer hierdie geskryf word in Grieks, want die Nuwe Testament is in antieke Grieks geskryf oorheersend, dan sê dit jy is Petrus. Die Griekse woord Petros beteken rots. En Jesus sê, Petrus, rots, op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Nou, party Katolieke is sterk oortuig dat hierdie beteken, Petrus vertolk 'n kritiese rol in die kerk. Jesus bou sy kerk op Petrus. Dis dalk nie noodwendig wat dit beteken nie, maar die openbaring wat Petrus het, wat Jesus sê, jy het hierdie in jouself uitgedink, my Vader in die hemel het hierdie aan jou geopenbaar, op daai waarheid, daai openbaring van wie ek is, Petrus, wat jy ontvang het, jy is salig, jy is geseënd, op daai identiteit en daai waarheid bou ek my kerk. En ek weet nie of julle onthou nie, so 'n paar maande of so 'n paar weke gelede het ons 'n reeks gedoen, gewone mense, en ons het vir so 'n paar weke op 'n ander manier gekyk na Petrus en Johannes se lewens en die dinge wat hulle doen in die vroeë kerk, en dit is vir my so ongelooflik fascinerend, dat Petrus en Johannes hierdie kompetisie met mekaar het, en Petrus dikwels homself so vergelyk met 'n Johannes,
Maar in Handelinge, die boek van Handelinge, wie sien jy die hele tyd beweeg saam, bedien saam, doen kragtige dinge saam? Petrus en Johannes. Maar wat sien jy wanneer jy in Handelinge lees? Wie's die ou wat amper die hele tyd aan die woord is, wat praat en 3000 mense kom tot bekering? Wie's die ou wat amper die duidelikste uitspring uit die stories uit? Dis nie Johannes nie. Dis Petrus. Petrus het 'n kritiese rol vertolk in die vroeë kerk. Jesus het hom op 'n kragtige wyse gebruik. Maar hy was vasgevang vir 'n tyd in sy lewe waar hy homself net vergelyk met ander mense, spesifiek met die Johannes die heeltyd. En ons kan in dieselfde struik trap. As ons nie noodwendig besef dat Jesus 'n spesifieke roeping en plan vir jou lewe het, net so wat hy gehad het vir Petrus, maar so ook vir Johannes nie. Jesus het hierdie identiteit vir Petrus vasgemaak waar, nadat hy die vraag gevra het, wie sê die mense is ek? Wie sê julle is ek? En ek wil hê jy moet daai vraag vir jouself vra vanaand. Oor wie jy glo Jesus is. Wie jy glo jou skepper, jou verlosser is, want die volgende is ook waar, wanneer jy weet wie hy werklik is, dan sal jy werklik weet wie jy is. Ons probeer dikwels ons identiteit vind in hierdie lewe, in hierdie wêreld, maar dis nie 'n goeie plek om dit te kry nie. There's no win in comparison. Ons gaan altyd verloor. As ons weet wie hy is dit die plek waar ons waarde kry, waar ons identiteit kry, waar 'n nuwe lewe vir ons aanbreek en waar probleme is probleme, maar ten minste weet ek wie ek is, want ek weet wie hy is. Die skrywer van Hebreërs skryf die volgende in Hebreërs 12, 'n bekende gedeelte hierdie, met so magtige skare toeskouers rondom ons, om ons in die wedloop van die geloof dop te hou. Kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag. Raak ontslaaf van enigiets wat ons fokus afval en ons terughou, veral die sonde wat so maklik 'n houvas op 'n mens kry. En dan sê hy, kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê, ons oë vasgenaal op Jesus, die voorganger en volëinder van ons geloofswedloop. Nou hier is 'n gedeelte wat dikwels gebruik word by atletiekbyeenkomste en glo dit of nie, maar ek was nie noodwendig in my lewe baie betrokke by atletiekbyeenkomste nie. Ek's nie die ou wat altyd op die baan gehardloop het en ek was nou nie soos Johannes. Ek is dalk Thomas Johannes, my volle naam, maar as ek en Petrus moes gehardloop het, ek weet nie of ek eers by die graf sou uitkom nie. Ek is dalk nie die vinnigste een in ons midde hier vanaand nie. Maar hierdie gedeelte wat so mooi pas by die prentjie van 'n atletiek-wedren en om te hardloop, of jy nou Petrus is of Johannes is of vinnig is, hier's die uitdaging of die uitnodiging wat God vanaand vir jou gee. Hou op links en regs kyk. Hardloop in jou baan. Hardloop in jou, stay in your lane. Want ons dink baie keer nie, maar die baan links of regs is 'n vinniger baan, is 'n beter baan, is 'n makliker baan. Daar's meer van God in daai baan en dis nie waar nie. Die realiteit is God is ten volle saam met jou in jou reis, in jou baan, in jou roeping, as jy bereid is om jou identiteit in hom te vind en daarop te fokus. So vanaand wil ek jou los met hierdie vraag. Weet jy wie jy is? As jy dink aan die probleme wat dalk moontlik bestaan in jou lewe vandag, is jy iemand wat jou probleme hanteer deur te probeer kyk links of regs, wie dit makliker, wie dit beter, wie dit moeiliker? Of is jy iemand wat kan doen, wat reg kry, hierdie uitnodiging in Hebreërs, kom ons hardloop in die baan wat voor ons uitgestrek lê, en waar is my oë? Nie links en regs nie, voor my, vasgenaal op Jesus, die een wat my identiteit gee, die een wat my 'n roeping gee, die een wat belangstel in my en my kan gebruik, selfs al weet ek nie hoe hy vir wat ook rede sal belangstel of op pad saam met my wil stap nie. Hy nooi my en hy roep my, net so wat hy het vir Petrus. Petrus, volg jy my? En al lyk daai pad anders as Johannes se pad. Al lyk my pad anders as jou pad. Dis die uitnodiging wat Jesus het vir jou. Vergeet van dit, volg jy my. En ek en jy moet weet wie hy is. Om te weet wie ons is. So weet jy wie jy is. Ek vra dat jy jou oë sal sluit net so vir 'n oomblik en dan gaan ons tyd saam vanaand so afsluit met gebed, maar voor ons saam bid, wil ek net vir jou 'n geleentheid gee, daar waar jy sit, dat jy net dalk 'n oomblik sal beleef waar jy jou hart oopmaak teenoor die Here. Here, kom wys my wie ek werklik is.
Kom wys my wat U vir my beplan. Wat deel is van U plan, U roeping, U pad vir my lewe. En daar waar jy dalk moontlik vanaand gekonfronteer word met hierdie bekommernis, dat jou pad dalk anders lyk as ander mense se, of jou omstandighede anders is as iemand anders se. Wil ek jou regtig uitnooi dat jy nie op dit sal fokus nie. Dat jy oë op Jesus sal kan hou, ongeag wat oor jou pad kom. Ongeag wat dit is wat hy jou voorroep en van jou vra. So Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand hierdie kan doen. En net vir 'n oomblik dalk weer kan relate met hierdie relatability van om 'n mens te wees en om probleme te hê. En ja, ons sê dit dalk nou met so 'n bietjie van 'n glimlag, net dit sak baie keer om probleme te hê. Dis nie lekker dat daar probleme is nie, maar elke mens het dit. Ons het dit en selfs al kyk ons so maklik baie keer na ander mense se lewens en hulle bane en dit voel of hulle nie probleme het soos ons nie. Ek weet dat ons vanaand sal weet en sal besef en sal glo, solank so wat ons op hierdie aarde is en bloot mens is dit iets wat deel gaan wees van ons storie. Here, maar die grootste hartseer is wanneer dit deel is van ons stories as ons probeer om dan ander mense te wees of 'n ander identiteit te leef of ander dinge na te jaag wat nie deel is van U plan en U storie vir ons lewens nie. En ek bid vanaand, Here, mag ons erns maak met hierdie idee net van identiteit, dat U 'n unieke plan en roeping vir elke liewe een van ons het. Dat U belangstel in ons lewens, soos wat elkeen van ons vanaand hier bymekaar geroep is, ken U elke liewe een van ons by die naam. En het 'n plan en 'n droom en 'n hart vir elke liewe een van ons. Mag ons waarde en ons identiteit nie vind op enige ander plek behalwe as in U en by U. Wat ons liewer het as wat ons ooit sal kan besef, ooit sal kan begryp nie. Mag ons onsself nie vergelyk nie, Here, nie met enigiemand anderste behalwe die persoon wie ons gister was. Mag ons nie links en regs kyk nie, maar mag ons vorentoe kyk. Mag ons U dien en mag ons U volg met oorgawe. Elke liewe dag van ons lewens. Dankie Hemelse Vader vir dit. In Jesus naam. En ons almal sê saam, amen en amen. Ek wil jou regtig uitnooi dat jy hierdie week sal gaan met nuwe vars vrymoedigheid en dink, hoe lyk dit vir my as 'n individu, 'n persoon met 'n unieke identiteit om hierdie week Jesus te ken, te volg en te dien. En mag jy hom beleef in jou storie, in jou baan, maak nie saak hoe dit lyk hierdie week en verder vorentoe nie. Volgende week sluit ons af met ons reeks Ek het blank probleme, so maak seker jy mis dit nie. Ons kan nie wag om jou daar te sien nie. Mag jy 'n geseënde week hê tot volgende Sondag. Totsiens.